Daar is mense wat vanaand hierdie moet hoor. Daar's party mense wat dink, hulle moet perfek wees, sodat Jesus hulle kan gebruik. Ek wil vanaand vir julle sê, dit is nie die waarheid nie. God gebruik ons nie eers, as al die sonde uit ons lewe uit is. God gebruik ons nie eers, as ons alles in ons lewe in orde het nie. God gebruik ons juis, ten spyte van wat in ons lewe aangaan. En hoekom sal God dit doen? Want dis God se krag, wat deur ons werk. Maar dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, dis hoekom ons hierso kan staan, en ons kan die naam van God verklaar, oor elke situasie, oor enigiets en alles, wat in ons lewens aangaan. Dis hoekom ons dit kan doen. Nie omdat ons perfek is nie. Glad nie. En as ons nooit enigiets mag gedoen het nie. Maar God gebruik ons ten spyte daarvan. Ten spyte van wat in ons lewe aangaan. Ten spyte van, ek het hierdie week weer in hierdie gat getrap. Ek het hierdie week weer dit gedoen. En ons gaan nie na God toe met 'n houding van, ag Jesus, Here, help my net asseblief. Ons gaan na God toe en ons sê, Here, ek weet, deur U krag kan ons hierdie doen. En dis baie waar vanaand se boodskap gaan. Ons moet dit doen. God maak deure vir ons oop. 100%. God gee vir ons geleenthede. 100%. God gee vir ons openbaring. 100%. Maar ons moet dit doen. En as jy gaan wag dat jy perfek is voordat God jou gebruik, gaan God jou nie gebruik nie. Dis juis wanneer ons na God toe gaan en sê, Here, hierdie is wat ek het om te gee. Hierdie is wat ek het om te offer. En dan sê God, great. Kom ons werk daarmee. Maar ons moet daai stap van geloof vat. En ons moet sê, ek sal dit doen. Ek sal na my God toe gaan. Oop en eerlik. God weet elk geval wat in die lewe aangaan. Dis nie 'n geheim nie. Ek dink julle almal is bewus daarvan. God weet baie goed. Maar hy wil hê ons moet na hom toe gaan. Dis ons aksies. Net soos wat ouers wil hê hulle kinders moet na hulle toe gaan as hulle probleme het. Hulle wil, as jou kind 'n probleem het, jy wil jou kind help. Dis hoekom jy wil hê jou kind moet na jou toe gaan. En net so is dit met ons verhouding met God. God wil hê ons moet na hom toe gaan, want hy wil ons help. Maar ons moet na hom toe gaan. Dit is 'n aksie. Dit is 'n werkwoord. Dit is 'n doen. Dankie vir die band. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Ek wil vanaand met julle 'n boodskap deel wat ons getitel het, om te doen wat Jesus doen. Nou ek dink as 'n mens begin en as 'n mens kyk daarna, dan kan 'n mens, dit kan, ek wil die Engelse woord gebruik, dit kan 'n bietjie daunting wees. Want kyk, die Bybel is so groot, en daar is soveel goed wat al gebeur het, hoe moet ek doen wat Jesus wil hê ek moet doen? En baie mense, soos wat ek nou net gesê het, dink, ek moet hierdie in orde kry, en ek moet hierdie in orde kry, en ek moet hierdie in orde kry. As daai 3 goed in orde is, dan sal die Here my gebruik, dan is ek reg. Dan sal ek doen wat Jesus wil hê ek moet doen. En so, wat ons moet besef is, dit is 'n proses. Julle gaan nie vanaand hierso luister wat ek het om te sê, en môreoggend wakker word, en 100% doen, wat Jesus van julle verwag om te doen nie. Kan die beste predikant wees wat hier voor staan, met die mooiste woorde.
Die beste manier om woorde oor te dra en idees en konsepte oor te dra, maar dit gaan niks verander nie. Wat dit wel gaan verander, soos ek gesê het, is as ons uitgaan en ons kies om iets daaraan te doen. En so ek wil vanaand sê, elke liewe een van julle het 'n mandaat. Daar is 'n roep op elke liewe een van julle se lewe wat hierso sit. Maar ons gaan nooit ontdek wat daai roep is as ons nie uitgaan en nie tree vat nie. As ons nie uitgaan en sê, Here, wat moet ek doen? En vir my was dit ek gaan so 'n bietjie van my testimony deel vanaand. Vir my was dit 'n moeilike konsep om mee te deel. Want ons dink altyd as ons verwag, Here, ek wil weet wat ek in my lewe wil doen. Ek wil weet hoe om te doen soos wat Jesus die dinge gedoen het. Party van ons loop rond met 'n prent in ons kop met hierdie en hierdie is waarvoor ek half en half gehoop het. Ek het gehoop. Julle weet as julle flieks kyk en iemand kom met daai, ek gaan die Engelse woord gebruik, sudden realization. Dan is dit half asof die wolke oopgaan, die lig begin op jou te skyn, die trompette blaas, die engele begin te sing, die kore begin te sing, en dan is dit soos, ek wil hê jy moet dit doen. En dan is dit great, okay Here, dankie, nou weet ek wat ek gaan doen. Ek dink julle sal met my saamstem, dit is nie altyd hoe dit werk nie. So ek het na skool, ek het nie geweet wat ek wil doen nie. Ek het nie noodwendig groot geword met die idee van find your purpose and follow your purpose nie. En so, as ek terugkyk in my lewe, voel dit alles half asof dit net in plek geval het. Een ding na die ander ding, na die ander ding. Ek het 'n gap jaar gevat, Target Life, en in die Target Life het ons ook 'n hele kursus gedoen oor jou aanlegtoetse, waar sal jy goed wees, waar sal jy nie goed wees nie, en. Nou ek het baie vinnig agtergekom, enigiets in 'n wiskunde rigting is nie vir my nie, want dit gaan nie klop nie. En ek het van 'n jong ouderdom af ervaar dat ek geroep is vir 'n bediening. Maak nie saak in watter kapasiteit nie, maar ek was geroep daarvoor. En ek het konstant, ek het met die Here gestoei, presies daai wat ek gesê het. Ek het gewag vir daai prent van die wolke wat oopmaak en die kore wat sing. Dit het nooit gekom nie. Wat het gekom? Na Target Life het ek die geleentheid gehad om Bybelkollege toe te gaan. En ek het daarteen geskop. Yes, ek het verskriklik daarteen geskop. Want wat, ek wil nie vir die res van my lewe die Bybel lees en met mense oor Jesus praat nie. Ek gaan eerlik wees. Ek het gedink daar's bietjie meer in stoor as dit vir my. En ek doen toe Bybelkollege en ek het gedink dalk as ek ander mense help om die Bybel beter te verstaan, sal God aan my openbaar wat ek moet doen. Want ek is in hierdie seisoen, God verwag dit van my in hierdie seisoen, en dan gaan ek my antwoord kry. Dan gaan ek weet wat ek met my lewe wil doen. En toe het ek 'n coach geword, en dit is toe ek gedink het, ek gaan mense help om die Bybel beter te verstaan. Ek was soos van, okay Here, hierso is ek by die Bybelkollege, ek is 'n coach, ek help die mense, ek doen wat U van my verwag in hierdie seisoen. En ek het dit party aande met 'n smile gedoen en party daar nie so baie nie. Wat het volgende gebeur? Ek het die geleentheid gekry om as 'n administrateur by 'n kerk te gaan werk. En dadelik was my gedagtes weer, Here, U het my geroep, glo ek, en verstaan, hierdie is hoe 'n mens in jou eie kop met jouself stry. Want ek wou dit nie gedoen het nie, en toe kry ek die geleentheid om by 'n kerk te gaan werk as 'n administrateur. Nie dat daar enigiets fout is daarmee nie. Maar ek het gedink, Here, okay, great, kom ons doen dit. En toe doen ek dit. Die klem van wat ek met julle wil deel uit hierdie storie is, die Here maak vir ons deure oop en ons moet dit doen. En so, toe ek 'n administrateur was, dit is nie my sterkpunt nie. Glad nie. Julle kan vir Liesel vra, sy het my al baie vir goed gevra, en dan so 'n dag of 2 later dan sê ek, ag, sorry Liesel, ek het al so baie vir haar sorry gesê, ek moet eintlik vir haar chocolate gaan kry. Dis nie my sterkpunt nie. Maar dit het my iets geleer van gehoorsaamheid en om te doen wat God van jou verwag in die seisoen waarin jy is. Ons gaan nie altyd 100% weet hoe die pad vorentoe lyk nie.
Ons het al baie by die young adults gesels daaroor. Verbeel jouself, jy kry 'n boek wat so vet is, wat so dik is, wat elke liewe bladsy van jou lewe ingeskrewe is. Wie van julle sal dit wil hê? Of julle is skaam of julle wil dit nie hê nie. What's the fun in that? Waarso gaan ons geloof moet uitoefen as ons daai hele boek kry? Ons gaan nie geloof nodig hê nie. En dit wat ek vanaand deel, wil ek hê julle moet besef, ons moet lewens lewe van geloof en nie van vrees nie. Want dis wat baie keer gebeur. Ek weet nie wat ek volgende jaar moet doen nie. Ek maak hierdie jaar klaar met my studies, ek weet nie waar ek 'n werk gaan kry nie. Ek weet nie waar ek gaan inpas nie, ek weet nie waarheen die Here my gaan stuur nie. En dit is baie maklik om in daai situasies bang te wees. En dit is maklik dat vrees jou lewe begin oorheers as jy in daai situasie is. As Christene kan ons nie vrees nie. As Christene roep God ons om in geloof te staan. Ons moet geloof hê. Wil die eerste skrif met julle deel? Johannes 13 vers 15. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So deel van die tema vanaand is om te doen wat Jesus doen, maar hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons doen wat Jesus doen? Dit is nie makliker om te doen wat die disippels gedoen het nie. Nee. Jesus roep ons om te doen soos wat hy gedoen het. In Johannes 2 vers 6, dit gaan nie op die bord wees nie. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Ons kan nie sê ons is Christene en mense kan dit nie deur ons lewe sien nie. Ons kan nie so lewe nie. Ons kan nie sê ons is Christene en dan kan mense nie agterkom deur ons aksies dat ons Christene is nie. En dit is waarvoor God ons roep. En ons verskeie redes hoekom ons nie altyd doen soos wat Jesus sou gedoen het nie. Want die wêreld sê dit. Of ek dink dis makliker om te dit. Dit gaan vir my beter wees as ek dit. Ek gaan beter by hierdie groep inpas as ek dit. Dis nie waarvoor God ons geroep het nie. Ek glo vas dat daai is 'n lewe van vrees. Want ons stap nie uit in geloof nie. Hoeveel makliker sou dit nie gewees het as ons nie omgegee het wat mense dink nie. Tot 'n sekere mate. Ons moet natuurlik onsself mooi present in sekere gevalle. Maar hoe maklik sou dit nie gewees het om net, ja, ons doen dit want hierdie persoon verwag dit, of ja, ons doen dit, ons doen dit, of ja, ons doen dit. Maar ons doen nie wat God van ons verwag om te doen nie. So die eerste punt waarby ek vanaand wil stil staan, as ons die volgende slide kan kry. Jesus het in konstante verband met die Vader rondgegaan. So die 4 punte wat ek vanaand gaan bespreek, soos ek begin het, dit kan die beste predikant wees met die beste preek onder hierdie son, dit gaan nie verander hoe jy jou lewe lewe nie. Hoe jy jou lewe gaan verander, is as jy doen wat die woord van God sê, jy moet doen. So Johannes 5 vers 19 sê, Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. En wat ons moet besef is, ons doen nie wat Jesus gedoen het, sodat God ons lewens kan dikteer nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. God is nie daar, hang nou voor mense die prent sien, God sit nie daar in die hemel en sê, jy moet dit, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Dis nie God se hart nie. God wil hê, ons moet in verhouding met hom staan. Dis wat God wil hê.
Dis soos wat ek net nou gesê het, soos daai kind wat na sy ouers toe hardloop en sê, kyk wat het ek gedoen, kyk wat het ek reg gekry. Dis wat God wil hê. God wil hê, ons moet na hom toe hardloop. En met alles wat ons doen, moet ons saam met die Vader rondgaan. So in die evangelies lees ons baie duidelik dat daar's 9 spesifieke kere in die evangelies wat dit sê, en Jesus het na God die Vader toe gegaan om te bid. Nou daai 9 keer beteken nie net dat hy dit 9 keer gedoen het nie. Dit skep 'n trant van wat Jesus gedoen het. Jesus het konstant na die Vader toe gegaan en gebid. En so die uitdaging vir ons is, as ons wonderwerke wil doen, soos wat Jesus op aarde gedoen het, is ons bereid om te bid, soos wat Jesus gebid het. Is ons bereid om in daai stilte tyd in te gaan, binne jou binnekamer in te gaan, en met die Here te stoei. Is ons bereid om dit te doen? Dis great om wonderwerke te sien gebeur. En dis great dat ons wonderwerke wil doen. Ek wil nog in my lewe. Ek wil sien hoe iemand van die dood af opgereis word. Ek dink dit is, eerstens, ek dink dis baie scary. Ek dink as jy dit vir die eerste keer in jou lewe sien, verskriklik scary. Maar dit is 'n fisiese manier wat 'n mens die krag van God kan sien. En hoekom sal ons dit nie wil hê nie? Hoekom sal ons dit nie wil sien nie? So ons almal soek wonderwerke. Ons wil hê wonderwerke moet in ons lewens gebeur. Ons wil hê wonderwerke moet in ander mense se lewens gebeur. Maar is ons bereid om die tyd in gebed in te sit? Is ons bereid om te sê, Here, ek vertrou U vir dit en ek gaan bid vir dit. Ek gaan die ure insit. En weer eens onthou, dit gaan nie oor jy moet dit doen nie. Dit gaan oor verhouding met God. Here, ek wil U glorie op hierdie aarde sien en dis hoekom ek dit gaan doen. Ek wil U glorie sien en dis hoekom ek gaan bid. Dis hoekom ons dit doen. Nie omdat ons moet nie. Kom uit 'n plek van 'n verhouding, dis nie 'n ritueel nie. Dis 'n ek wil dit doen. En so die tweede punt. Nie net het Jesus gebid en tyd in God se teenwoordigheid spandeer nie, hy was gehoorsaam aan dit wat God openbaar het. Johannes 6 vers 38 sê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En wat vir my verskriklik erg uitstaan hiervan is, Jesus het nooit die maklike pad gekies nie. Hy het sy roeping gekies. Hy het gekies dit wat God hom voor aarde toe gestuur het. En hier wil ek klem op lê vir ons wat vanaand hier so is. God het jou gekies vir 'n spesifieke doel. God het jou gekies om iets te doen wat hy nie wil hê iemand anders moet doen nie. Jy spesifiek is geroep vir iets baie spesifiek. En so, wat kom voordat ons iets doen? Ons moet gehoorsaam wees. En hiermee bedoel ek nie net die groot goed nie. Hiermee bedoel ek die klein goed. Groot goed, klein goed. Enigiets wat God van jou vra, is die antwoord veronderstel om ja te wees. Ek wil hierdie idee by julle los. Uitgestelde gehoorsaamheid is steeds ongehoorsaamheid. Dink gou by julleself, as Jesus besluit het, ek wil nie vandag op die kruis gaan sterf nie. Ek sal dit nog so 'n dag of 2 uitstel. Of die disippels, toe Jesus hulle geroep het. Hulle kon nie gesê het, Here, wag gou, ek wil net nog hiermee klaarmaak en hiermee klaarmaak en hiermee klaarmaak. Daar is so 'n verhaal in die Bybel. Wat het gebeur? Jesus het aangegaan. En so wat ons moet besef is, as Jesus vir ons iets gee om te doen, dit help nie ons stel dit uit nie. Dit help nie ons sê,
Yes Here, ek sal volgende week nie. Dit help nie ons sê, yes Here, as hierdie in plek val, dan sal ek dit doen nie. Ons moet konstant luister na wat God sê, want ons spandeer tyd in gebed, en dan sodra God iets aan ons openbaar, dan sê ons ja. Ons sê nie ons sal later nie, sê nie ons sal volgende week nie, ons sê ja. En as ons lewens so gaan begin lewe, dan gaan ons op 'n plek kom wat ons nie meer van maandag tot Vrydag toe lewe nie. Dis want ek dink baie van ons kom op 'n stadium daar. Yes, as hierdie week net kan verbykom, dan sal ek weer beter voel. As hierdie modules, as hierdie eksamens, as dit of dit net verby kan kom en ek kan net Saterdag laat slaap en daar's ons geen verwagtinge van my af nie, dan sal dit oukei wees. Dan mis ons die punt. As God iets van ons verwag en as God vir ons 'n openbaring gee, dan is die antwoord ja. En die vraag is nie wanneer nie, want die antwoord is klaar nou. En dink net as God deur jou iets wil doen, en jy besluit in daai oomblik, ek sal dit net nou doen. Besef jy is nie net besig om jouself te hinder nie, jy is besig om die ander mense ook te hinder. God vra spesifiek vir ons om goed te doen, sodat ons sy koninkryk daar buite kan kry. En so, jy mis nie net die blessing vir jou nie, ek sê dit in aanhalingstekens, die ander persoon kan ook 'n blessing mis. Die derde punt. Verder sien ons dat Jesus gelewe het met die ewigheid in sig. Ek wil net gou hierby stil staan, voor ons daai skrif lees. Dis soos ek net nou gesê het. Ons kan nie ons lewens lewe van maandag tot Vrydag nie. En ek weet dis baie makliker om dit so te doen. Die van julle wat my ken, weet ek is 'n baie groot introvert. En so, as ek 'n afdag het, dan, ek voel dis my afdag. Okay? Ek wil nie my afdag met ander mense deel nie. Dit voel partykeer so lekker om net 'n Vrydag aand by die huis te kom of 'n Saterdagoggend wakker te word en weet, ek gaan my foon net neersit en ek gaan nou glad nie na my foon kyk nie. Ek wil net vir 'n dag nie daai verantwoordelikheid hê nie. Ek is bly om te sien hierso so een of twee van julle wat lag terwyl ek dit sê. Dan weet ek wie is die introverte hier in die vertrek. Ek het dit gedoen. Tot ek op 'n punt besef het dat dit is weggooi van die verantwoordelikheid wat ek het. Ons almal het 'n verantwoordelikheid teenoor God en teenoor ander mense. En so as ons doen wat Jesus doen, dan kan ons nie daai verantwoordelikheid weggooi nie. Ons moet besef dat ons is nie besig om te lewe van week tot week tot week nie. Ons is besig om te lewe met die ewigheid in sig. As jy vir die Here vra, wat moet ek met my lewe doen? Wat wil U hê moet ek doen? Moet ons bereid wees om daai verantwoordelikheid te dra. Al hoe maklik en al hoe, ek gaan die Engelse woord gebruik, hoe tempting dit ook al mag wees, om net Saterdag in te lê en die heel dag niks te doen nie. Nou hoor wat ek sê. Ek sê nie ons mag nie rus nie. Natuurlik, ons mag rus en ons moet rus. Maar God het vir ons verantwoordelikhede gegee. En as ons vir ons die vraag afvra, hoekom kon Jesus gedoen het wat hy gedoen het? Want hy die ewigheid in sig gehad. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. So dis die vreugde
wat vir hom voorgehou is. Dis hoekom Jesus gedoen het wat hy gedoen het. Want hy het geweet, dit wat hy op aarde doen, gaan veroorsaak dat ons tot in ewigheid in sy teenwoordigheid kan sit. En die roep op ons is dan, wil ek hê my medemens moet saam met my in die hemel wees. Dit waarvoor God my geroep het, ek kan jou beloof, God het jou nie geroep om nie by ander mense uit te kom nie. God het jou geroep om 'n impak te maak. God het jou geroep om mense te bereik. En as ons rondloop met daai idee en met daai gedagte, dan great. Here, gee vir my nog verantwoordelikheid. Gee vir my nog om te doen. Want ek weet, ek het die ewigheid in sig. Ek weet, as ek hier op aarde klaar is, dan gaan ek saam met Jesus sit. Dan gaan ek in die teenwoordigheid van God spandeer. En dis hoekom ons doen wat ons doen. Nie vir aardse glorie nie. En baie keer doen ons goed op aarde om glorie op aarde te kry. Ons almal was al daar. Niemand wat hier sal sit kan sê, hulle het nog nooit iets gedoen om op aarde glorie te kry nie. Ons almal het dit al gedoen. Maar ons moet besef dat die ewigheid moet in sig wees. Hoe sien ons of ons die ewigheid in sig het? Dis 'n baie eenvoudige vraag. Wat prioritiseer jy in jou lewe? Wat is daai ding wat jou in die oggende laat opstaan en sê, let's go, kom ons doen dit, kom ons gaan. In die winter het 'n mens dit veral nodig. Veral as jou kombers swaar word. Dit het al so 'n paar oggende gebeur. Kyk, ek kom van Pretoria af en Bloemfontein is aansienlik kouer as wat Pretoria is. En so laas jaar, toe dit hierso winter gekom het en die temperatuur het so by -2, -3, -4 gedraai, is daai kombers was swaar in die oggende. Hoekom doen ons wat ons doen? Why do we keep going forward? Want ons weet God het vir ons 'n doel gegee. En dis hoe ons dit doen. Ek gaan hierdie stelling maak. Wat jy voor lewe, gaan vasstel hoe jy lewe. Wil ek dit weer sê? Wat jy voor lewe, gaan vasstel hoe jy lewe. Weereens, lewe jy vir Vrydag aand, Saterdag aand? Waarvoor lewe jy? Lewe jy sodat jy net hierdie week kan verbykry? Hierdie module, hierdie seisoen, hierdie eksamen? Of lewe jy jou lewe so dat jy weet God is besig om jou te gebruik? Jy sit sekere goed in plek sodat God jou kan gebruik. Sekere gewoontes. Om nie daai snoesknoppie te druk in die winter nie. Die Here hou nie op werk in die winter nie. Hy hou aan. Somer, winter, 39 grade, -3, -4. Die Here werk. En God het 'n verwagting van ons om te werk. Ek gaan hiermee begin afsluit. Die 4de punt. Jesus het mense op 'n radikale manier liefgehad. Johannes 13 vers 34 sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle liefgehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Neville het vroeër die jaar iets gesê wat, dit bly by my. Ons net nie 'n manier om dit te skud nie. Ek gaan dit in Engels lees. You cannot be into God and not into people. Daai paar woorde het letterlik verander hoe ek na mense kyk. Want weer eens, ek is 'n introvert en dit is baie maklik om mense nie noodwendig so te sien nie. Dit is baie maklik. So Donderdag aand hier by Quest klaar is,
en ek loop hier by hierdie deure uit, en dis nou vir my naweek. Dit is baie maklik om net my foon op die bank te gooi, en nie aandag daaraan te gee nie. Maar ek het besef, ek sê ek het God lief, hoekom sal ek mense nie lief hê nie? Ek het besef, ek het gesê ek het God lief, hoekom sal ek nie die beste vir mense wil hê nie? En dis wat God wil hê. En ons is instrumente in God se hand. So hoekom sal ons dit nie wil doen nie? You cannot be into God and not into people. Jesus het nie net mense lief gehad vir wat hulle vir hom kon doen nie. Jesus het almal lief gehad. Die gebrokes, die verwerpes en selfs sy vyande. Dit was my altyd baie moeilik om daai konsep te verstaan. Hoe kan jy 'n vyand lief hê? Letterlik die persoon wat die ergste vir jou wil hê, moet jy lief hê. Dis wat Jesus gedoen het. Toe Jesus op die kruis gehang het, wat het hy gesê? Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai is liefde. Terwyl hy op die kruis gehang het. Wie van julle het al Passion of the Christ gekyk? Ek het dit nou die dag weer gekyk. Daai is liefde. Dis hoekom God doen wat hy gedoen het. Dis hoekom hy Jesus aarde toe gestuur het. Om sy liefde aan mense te bewys. En so ons moet daai liefde moet ons aan mense bewys. Al ry die kar voor jou in op 'n maandagoggend. Lang naweek is 'n lang week wat voor lê. En daarso ry hierdie kar voor jou in. Of hierdie persoon doen dit, of hierdie persoon doen dit, of hierdie persoon irriteer jou. Hierdie persoon maak jou net moeg, hierdie persoon put jou uit. Bid vir daai persoon. Hê daai persoon lief. En dis wat God gedoen het. Dis wat Jesus besig is om te doen. So hoe moet ons mense lief hê? Ons vergewe hulle. Nou is nie altyd maklik nie. Ek weet. Het is maklik om hier voor te staan en te preek. En te sê, vergewe net mense. Dis nie so maklik nie. Maar onthou waarmee ek begin het is, ons doen hierdie, want God gee vir ons die krag om dit te doen. Ons doen dit nie uit ons eie uit nie. God het ons nie verlaat toe ons tot bekering gekom het nie. God was altyd daar en God gaan altyd daar wees. Met jou bekering en die pad vorentoe. God is daar. En so, ons doen absoluut niks uit ons eie krag uit nie. Ons kan probeer en ons gaan dit vir 'n tydperk verskriklik goed regkry. Ek het op 'n stadium gedink, hier ek's besig om te flous nou hierso. Dit was nie die geval gewees nie. Ek het baie vinnig agtergekom, ek's besig om myself meer as enigiets anders te flous. Want ek het gedink, ek kan dit uit my eie krag uit doen. En ja, vir 'n tydperk gaan ons dink ons kry dit reg. En soos hulle sê, alles gaan goed, tot dit nie goed gaan nie. Dan ewe skielik, Here asseblief help my, ek het U nodig. Dan ewe skielik dink ons, Here, ek laat U toe, kom. Maar dis as ons goed uit ons eie uit probeer doen, wat ons op daai plek kom, wat ons daai stadium in ons lewe bereik. Ons dien mense, net soos wat Jesus mense gedien het. En ons doen dit nie om iets terug te verwag nie. En nou gaan ons nie baie dit nie. Ons doen dit omdat Jesus dit gedoen het. En laastens, ons moet mense deur die oë van God sien. Dis ons het gaan doen. Uit ons eie oë gaan ons nie mense deur God se oë kan sien nie. Dis net as ons in verhouding met God staan, gaan ons dit kan begin regkry. En so dis maklik om mense lief te hê, as ons voel hulle verdien dit.
Dis maklik. Hierdie persoon doen dit vir my, hierdie persoon doen dit, hierdie persoon doen dit. Yes, ek het hierdie persoon lief. Great, hierdie persoon gaan vir die res van my lewe saam met my staan. Tot hulle iets verkeerd doen. Of tot hulle iets doen wat jy besef, maar daar is nie liefde van jou kant af nie. Dis nie hoe ek liefde ken nie. En so ons moet mense lief hê, ongeag. Nie omdat hulle iets vir my kan doen nie, maar omdat ek iets vir hulle kan doen. Omdat ek deur God 'n verskil in daai persoon se lewe kan maak. Weet julle wat so groot impak ons in Bloemfontein kan maak? As die mense wat vanaand hier sal sit, sê, ek gaan uit hierdie deure uitgaan, en ek gaan mense lief hê. Sonder dat ek die persoon ken. Sonder dat die persoon iets vir my gedoen het. Ek gaan kies om daai persoon lief te hê. Weet julle wat 'n verskil ons kan maak? En ek gaan vir julle sê, daar's soveel mense daar buite wat dit nodig het. Daar's soveel mense daar buite wat die Here se liefde nodig het. Daar's soveel mense daar buite wat nog nie daai openbaring gehad het van wat God in hulle lewe kan doen nie. Jesus het nooit gesê, bewonder my nie. Jesus het gesê, volg my. God is nie net daarso in die lig, in die wolke. Hulle teken dit altyd so in die kinderbybels. God is nie net daarso nie. Hy is hier, deur die Heilige Gees, tussen ons. Volg my. Dis waarvoor hy ons roep. Dis wat hy vir ons sê. Volg my. Hierso is die uitdaging. En die vraag wat ek vir julle wil vra uit hierdie preek uit dit waar ons vanaand gesels het. As mense jou vir 'n week volg, sal hulle leer hoe Jesus gelewe het of nie? Sal mense Jesus sien deur jou aksies of nie? En hoor my, dis 'n proses. Niks gebeur oornag nie. Maar ons kan vandag kies om daai stappe te begin vat. Ons kan vanaand 'n keuse maak om te sê, ek sal dit doen. Ten spyte van wat in my lewe aangaan. Ek sal dit doen, want ek het 'n verantwoordelikheid. Ek sal dit doen, want Jesus het vir my op die kruis gesterf. Ek sal dit doen, want Jesus het my eerste lief gehad. En dan kom mense op 'n plek wat jy besef, dit gaan nie eintlik oor my nie. Dit gaan oor wat God wil hê. Dit gaan oor ander mense. Ons gaan klaar hemel toe. Hoopelik, almal van ons wat hier sit. Ons gaan klaar hemel toe. Ons weet, Jesus het die prys vir ons betaal. Ons weet, ons gaan in ons roeping ingaan. Ons gaan dit inlewe. Ons weet dit. Wat van die mense daar buite? Wat van die mense wat nodig het om dit te sien? Kom ons sluit ons oë. Here, ek bid dat as ons vanaand uit hierdie deure uitgaan, Here, dat ons sal besef hoe groot en hoe wonderlik U is. Here, dat ons sal besef dat ons kan nie meer net lewe om te lewe nie. Ons lewe nie net om te oorleef nie. Here, ons lewe om te thrive in dit wat U wil hê. En so Here, ek kom vanaand uit en ek nooi U om diep met ons elkeen te gesels. Here, sodat ons kan doen dit wat Jesus op aarde gedoen het. Here, dat ons kan doen wat U verwag.
dat ons kan doen wat U vir ons die pad vorentoe uitgestap het om te doen. Here, en dat U ons sal lei. En Here, dankie dat U oë op ons hou. Dankie dat ons weet, ons is nooit alleen, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek gou so 1 of 2 of 3 afkondigings deel, en dan voor ek vergeet, ons gaan by Burning Spear, gaan ons koffie drink, milkshake drink, wat ook al jy begeer, jy kan dit daar kry. Ja, dit sal lekker wees om saam met julle te kuier. Net vandag 3 afkondigings. Ons het die 9de Mei, teen 9 uur, het ons 'n vrouefunksie, ten bate van Redeeming Love Safe House, Beautifully You, met voorkomskonsultant, Teniel Forster, en haar stylus, Lisa Dupree. Dis R200 per persoon met 'n ligte ete ingesluit. As julle enigiets verder wil weet, kan julle met Liesel kontak maak. Dan tweedens woordskool. Ons weet evangelisasie is belangrik, maar hoe lyk dit prakties? Hierdie kwartaal gaan ons 'n kursus aanbied wat fokus op hoe om jou getuienis effektief te deel, en dit sal dan hierdie Dinsdag aand 6uur begin. En dan net laastens, ons het in hierdie week het ons begin met verskillende YAM selgroepe, en so ek wil julle nooi, as julle nog nie iewers betrokke is nie, asseblief kom in kontak met my, dan kan ons jou iewers plaas. Dis 'n goeie tyd. Ek kan julle dit beloof. Dankie Liasay, waardeer dit. Great. Julle almal moet 'n geseënde week hê, en sien julle by Spur.